Goeiemôre vriende en baie welkom. Ons het hierdie week saam gereis. Ons het hierdie week 'n teks gelees en die soeklig het op opstandingsberigte en verhale geval in Johannes. En ons gaan so 'n bietjie daar verder reis. Ons gaan 'n bietjie daar stil staan. Ons gaan ondersoekend en leergierig vra dat die Here deur sy Gees ook ons oë sal oopmaak. 'n Baie mooi praktyk is om te wandel in die woord, maar 'n goeie praktyk en 'n gesonde oefening is om ook met dieselfde intensiteit of nuuskierigheid of openheid wat jy die Here se stem wil hoor, om bietjie in die wêreld te wandel, om bietjie in die lewe waar jy beweeg, die goed wat om jou gebeur, die koerante wat jy oopmaak, jou sosiale media se feed, as ek dit nou so kan stel, wat jy elke dag lees, of jou gesprekke met mense, om vir jouself te vra, aan die een kant, wat hoor ek en wat hoor ek in die teks, en wil die Here vir ons, wanneer ons in die wêreld wandel, weet hy iets wat hy graag vir ons wil sê. Mag jy ook in hierdie tyd so ondersoekend met die teks omgaan. Ons sluit hierdie week af en ons lees Johannes 20 vers 11 tot 18. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy 2 engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter. En sy het vir hom gesê, meneer, as jy hom weggevat het, sê vir my waar jy hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria! Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na my Vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maar Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Hierdie week vra ons, hoe kan ons anders gaan leef? En hierdie teks wat met ons 'n klomp draaie geloop het ook in hierdie week. Ons het begin te vra op Sondag, met opstandingssondag, wat wil die opstanding met ons doen? 'n Leë graf, wat wil die leë graf met my en jou lewe doen? Maria Magdalena het gaan vertel, ek het die Here gesien. En wanneer mens die Here sien, dan is 'n mens se lewe vir altyd anders. En ek wonder dat dit hierdie gedagte van ek het die Here gesien. Wat is dit? Wat beteken dit vir my? Wat is die implikasies wat dit vir my beteken? As ek hom gesien het, wat maak dit met my lewe? Ek onthou klompie jare terug was ek op universiteit by 'n sendingkommissie betrokke en die heel eerste tema, elke jaar het 'n tema gehad, waar ons op die campus, op die amfitheater het ons, was daar klomp uitstellers van sendingorganisasies en daar was 'n spreker en was 'n groot opgewondenheid gewees in daai week. En ons het die studentemuur, het so 'n muur gehad, as jy van die biblioteek af oorbeweeg na die kant toe waar ons fakulteit was daar so 'n muur wat hulle elke tweede dag het iemand iets daarop geverf. Dan was dit die Joel-kommissie en dan was dit die een koshuis en die ander koshuis en dit was elke dag het daai muur anders gelyk. En dit was die studente se muur. En ek onthou hoe daardie tema van die sendingkommissie, hoe ons met stencils het ons die tema gespuitverf
dit het nogals rebels gevoel, baie lekker gevoel, ek sal dit nooit vergeet nie. Die tema was, now that I have seen, I am responsible. Nou dat ek die nood van die wêreld raak gesien het, het ek 'n verantwoordelikheid. Nou dat ek gesien het wat die Here my wil laat sien, kan ek dit nie onsien nie. Nou het ek 'n verantwoordelikheid. En iets daarvan, ek het die Here gesien. En die volgende tree is, wat maak dit met my? Hoe die opstanding my lewe verander, en hoe lyk die vertel van die opstanding? Hoe lyk die verkondiging, om saam met Maria en saam met die disippels, verspreiders van die opstanding, verkondigers van die opstanding te wees? Hoe kan ons sê, ek het die Here gesien? Hoe kan jy in hierdie week anders gaan leef? Kom ons bid saam. Wonderlike Here, baie dankie vir hierdie teks. Dankie ook vir die genade en dankie o Here dat jy uit die dood uit opgestaan het. Here, ons loof en ons prys en ons bring aan U al die lof o Here. Werk aan ons in hierdie Paastyd en mag ons nadat ons U gesien het, ook verkondigers en verspreiders sal wees van die opstanding, die realiteit van die opstanding. Met woorde, maar ook met ons lewens. Amen. Seën vir jou tot 'n volgende keer. Mooi bly.